lekkerste plekke om toerisme maand te vier. Die internasionale organisasie vir die studie van die Ou Testament, IOSOT, het by die Universiteit Stellenbosch die grammatiese vertolking van die Bybelse Ou Testament bespreek. 350 afgevaardigdes van oor die wêreld het gedagtes uitgeruil oor hulle begrip van die Bybel. Die Bybel is 'n topverkoper wêreldwyd en een van die oudste boeke. Bestaande uit 2 testamente met 66 boeke, het die inhoud en grammatiese betekenisse van die geskrif teologiekenners aan die praat. Klem word veral gelê op die boek Genesis in die Ou Testament. Genesis 2 vers 2, daar staan dat God op die 7de dag gerus het. Hy het geskep en gerus op die 7de dag. Dit is 'n anomalie, want volgens die teologie van die dag het God nie op die 7de dag gewerk nie. Nou is die Septuaginta, die Griekse vertaling van die Ou Testament, het lees die 6de dag. Die korrekte vertolking van die Bybel is van die uiterste belang. Ons is met ewig groot erns op verskillende plekke in die wêreld ook met die Bybel besig en ons moet van mekaar se werk kennis neem. Ons moet dit met mekaar laat praat, om dit so te stel, sodat dit tot verryking van ons almal kan wees aan beide kante van die ewenaar. Van die sprekers het ook van Bybelse terme gebruik gemaak om kwessies rakende die jeug aan te spreek. Deelnemers van onder meer Duitsland, die VSA, Brittanje en Israel het die 3-jaarlikse kongres bygewoon. Moslems van reg oor die wêreld vier Eid al-Adha. In Suid-Afrika sal die fees van opoffering môre gevier word. Die fees sluit die jaarlikse Hajj-pelgrimstog af. Die Hajj-pelgrimstog het gister in Mekka begin. Dit is deel van die islamitiese geloof wat jaarliks plaasvind. As deel van die fees word 'n dier soos 'n bok, 'n skaap, 'n koei of 'n kameel geoffer. With regards to a sheep, and they need to be 6 months or older. They must meet the criteria of if they are 6 months, they must look like they are a year old.